Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons daaglikse hoofstukke die Nuwe Testament lees, met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 15 en die opskrif lees, die kerkvergadering in Jerusalem behandel 'n netelige saak. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges probeer wys maak. As julle nie laat besny soos Moses dit voorskryf nie, kan julle nie gered word nie. Paulus en Barnabas het hulle daarteen verset en in 'n taamlike ernstige meningsverskil met hulle betrokke geraak. Uiteindelik het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander yderlike ledere oor hierdie vraagstuk na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan. So is hulle deur die gemeente uitgestuur. Hulle het deur Fenisië en Samaria gereis en vertel van die bekering van die nie-Jode. Met hierdie nuus het hulle al die gelowiges baie bly gemaak. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die hele gemeente, insluitend die apostels en die ouderlinge, verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle bediening tot stand gebring het. Sommige van die wat gelowiges geword het uit die geleerdere van die Fariseërs het egter opgestaan en verklaar, nie-Joodse bekeerlinge moet besny word en die opdrag kry om die wet van Moses te onderhou. Die apostels en die ouderlinge het toe by mekaar gekom om mekaar in die oë te kyk oor hierdie vraagstuk. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my van die vroeë dae af al uit julle geleerdere gekies het om deur my prediking die nie-Jode die goeie nuus te laat hoor en tot geloof te laat kom. En God, wat die harte ken het, bevestig dat die goeie nuus ook vir nie-Jode bedoel is deur aan hulle die Heilige Gees te gee, net soos aan ons. Hy het dus geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil hulle dan nou, beter as God weet, deur op die nek van die nie-Joodse gelowiges 'n juk te lê, wat ons voorgeslagte nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. Nee, ons glo dat ons nie deur die genade van die Here Jesus gered word, en dit geld ook vir daardie mense. Daar was geen verdere bespreking nie, en almal het vervolgens gesit en luister hoe Barnabas en Paulus vertel watter tekens en wonders God deur hulle onder die nie-Jode gedoen het. Toe hulle stil bly, het Jakobus gesê, broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe dit God self is wat die inisiatief geneem het deur vir hom 'n volk uit die geleerdere van die nie-Jode te versamel. En hiermee stem die woorde van die profete saam. Daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou. Ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, sodat ook die ander volke die Here kan soek. Ja, al die nie-Joodse nasies oor wie ek my naam uitgeroep het, so sê die Here wat hierdie dinge lang gelede al bekend gemaak het. Daarom oordeel ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die gelowiges wat hulle uit die geleerdere van die nie-Jode tot God bekeer het nie. Ons moet egter vir hulle skryf om weg te bly van dinge wat deur afgode besoedel is, van seksuele sondes, as ook van iets wat verwrig is en van bloed. Julle weet mos, Moses het al vir geslagte lank mense in elke stad wat sy voorskrifte verkondig, elke Sabbatdag word sy boeke in die sinagoges voorgelees. Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente in Jerusalem besluit om 'n afvaardiging uit hulle geleerdere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië en Sirië te stuur. Hulle het 2 leiersfigure onder die gelowiges gekies, vir Judas, sy noemnaam is Barsabas, en vir Silas. Die vergadering het die volgende brief self geskryf. Hierdie brief kom van die apostels en die ouderlinge, julle broers in Jerusalem, en is geskryf aan die gelowiges uit die nie-Joodse volke in Antiochië, Sirië en Cilicië. Groete. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het wat julle gemoedere ontstel het met standpunte waarvoor ons hulle nie 'n mandaat gegee het nie. Daarom het ons eenparig besluit om 'n amptelike afvaardering na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, mense wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus.
Ons stuur dan nou vir Judas en Silas om ook self mondeling ons besluit aan julle oor te dra. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê nie, behalwe die volgende voorskrifte, dat julle moet weerhou van alles wat aan afgode geoffer is, en van bloed, en van diere wat verwig is, en van seksuele sondes. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle goed, vaarwel. So is hulle toe daar weg, op pad na Antiochië toe. Daar het hulle die gemeente by mekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gemeente het dit gelees en was baie bly oor die bemoediging. Judas en Silas, wat self ook profete was, het lank met hulle medegelowiges gepraat en hulle bemoedig en geestelik versterk. Judas en Silas het 'n tyd lank daar gebly en toe is hulle met 'n vredeboodskap deur die gelowiges teruggestuur na die wat hulle afgevader het. Paulus en Barnabas het 'n lang tyd in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. Na 'n paar dae sê Paulus vir Barnabas: "Kom, ons gaan terug na al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het en kyk hoe dit gaan met ons medegelowiges." Barnabas wou vir Johannes, sy noem namens Markus, saamvat. Paulus het egter gedink, dit is nie reg nie om die man saam te vat wat hulle in Pamfilië in die steek gelaat het en nie aan hulle verdere bediening deel gehad het nie. Daar het toe kwade gevoelens tussen hulle ontstaan en hulle het elkeen sy eie koers gegaan. Barnabas het vir Markus gevat en Cyprus toe gevaar. Paulus het Silas gekies en hy het vertrek nadat hy deur die gelowiges aan die liefdevolle goedheid van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Cilicië gereis en die gemeentes daar versterk. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van ons hemelse Vader, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.